Welkom by Wiskunde met Hildegard. Vandag kyk ons na vraag 6 van die NSS 2024 vraestel. In hierdie vraag gee hulle twee grafieke, 'n parabool f van x wat gelyk is aan minus x kwadrat plus 4x plus 5 en gee wat 'n reguit lyn is en daar's 'n punt C 3,8 wat op beide grafieke is. En dan is EH ewewydig aan die y-as. Ons kan dit maar net inteken, so die helling is dieselfde. Met E is 'n punt op F en H is 'n punt op G. Okay, so die eerste vraag is om te bepaal wat die koördinate is van B. So, ons gaan eerstens die x-koördinaat moet bereken. So daar is twee maniere. Ons kan die draaipunt formule gebruik of ons kan diferensiasie gebruik. Ek gaan beide metodes nou wys. So die draaipunt formule, dit is nou die graad 10 metode. Is waar ons gaan sê die draaipunt se x-koördinaat is gelyk aan minus b gedeel deur 2a. Nou vervang ons net alles in. So dit gaan wees minus 4 gedeel deur 2 maal minus 1. So ons x-koördinaat gaan dan 2 wees. Of as ons dieselfde wil kry, maar deur diferensiasie te gebruik, kan ons onthou dat die afgeleide 0 is by die draaipunt. So ons kan f aksent van x uitwerk en dit gelykstel aan 0 en dan vir x oplos. Okay, so f aksent van x gaan dan wees minus 2x plus 4 is 0, so x is dan 2. Maar ons wil die koördinaat hê van B, so om die y-koördinaat te kry, gaan ons x is gelyk aan 2 in die vergelyking gaan invervang. So ons gaan dus kry f van 2 is dan minus 2 kwadraat plus 4 maal 2 plus 5 en dit gaan vir ons gee 9. So daarom is B die koördinaat 2,9. En dit is dit. In vraag 6.2 wil hulle hê ons moet wys dat die reguit lyn vir die vergelyking het g van x is gelyk aan 2x plus 2. Let wel dat A, die x-afsnit is van beide die parabool en die reguit lyn. So ons kan die koördinaat van A gebruik om g van x uit te werk. Nou f van x is gelyk aan x kwadraat minus 4x minus 5 en nou wil ons dit die x-afsnitte kry, so ons gaan dit gelykstel aan 0 en ons gaan dit faktoriseer, so dit gaan wees x minus 5 maal x minus plus 1 en dan gaan ons kry x is 5 of x is minus 1. So, uiteraard gaan ons dan kry dat A is dan die koördinaat minus 1, 0 en D is dan 5,0. Okay, fantasties. So ons het nou A gekry en ons het D gekry, sommer met dieselfde asem. Okay, nou moet ons die gradiënt bepaal van AC en dan kan ons die reguit lyn kry. Okay, so die gradiënt van AC is dan die verandering oor y gedeel deur die verandering van x-waardes en dit is dan 8 minus 0 gedeel deur 3 minus minus 1 en dit is dan 8 gedeel deur 4 wat gelyk is aan 2. Okay, so die gradiënt is 2.
Nou kan ons y is gelyk aan mx plus c gebruik om die vergelyking van die reguit lyn te bepaal, of alternatiefelik kan ons y minus y1 is gelyk aan mx minus x1 gebruik. Ek gaan hierdie vergelyking gebruik, want dit is gewoonlik die vergelyking wat nie gebruik word nie. Okay, so ek gaan die gradiënt in vervang en enige punt, so ek kan nou a of c in vervang, ek gaan sommer c in vervang, so y minus 8, x minus 3, ek gaan die hakkie uitmaal, so dit gaan raak 2x minus 6 plus 8 is y, en dan is g van x gelyk aan 2x plus 2. En dit is dit. By vraag 6.3 wil hulle weet wat die maksimale lengte is van EH vir f groter as g. Onthou dat f van x is gelyk aan minus x kwadraat plus 4x plus 5 en g van x is gelyk aan 2x plus 2. Nou, e en h kan enige twee punte wees op f en g onderskeidelik. So hulle het nie 'n vaste posisie nie. So hierso is nog 'n voorbeeld van waar e en h moontlik kan wees, maar uiteraard kan mens sommer met die oog sien dat dit 'n kleiner afstand gaan hê as waar hulle hier EH ingeteken het. Okay, in elk geval, so wat ons gaan doen is, ons gaan die maksimale grafiek vat, so die grafiek wat die grootste y-waarde het, en dit sal dan die parabool wees, en ons gaan dit aftrek van die reguit lyn. So dit gaan wees EH is gelyk aan minus x kwadraat plus 4x plus 5 minus 2x in hakies plus 2, en dan gaan ons kry minus x kwadraat plus 2x plus 3. Okay, so nou is daar weer twee maniere hoe ons dit kan doen. Ons kan met differentiasie, of ons kan met die graad 11 metode. Okay, ek gaan al twee metodes doen. So die differentiasie gaan ons die EH vergelyking differentieer. So ons gaan kry minus 2x plus 2 en ons gaan dit gelykstel aan 0. Okay. En dan gaan ons kry dat x gelyk is aan 1. Dieselfde kan ons doen met die graad 11 metode, en ek bedoel met die graad 11 metode die minus b op 2a is waarna ek verwys, en dan gaan ons invervang, so dit is dan minus 2 gedeel deur 2 maal minus 1, en dit is dan weer eens 1. So by die koördinaat x is gelyk aan 1, is daar, gaan hy 'n maksimale lengte bereik. Maar ons moet nou uitwerk wat hierdie maksimale lengte is, so ons gaan EH by 1 uitwerk. So ons gaan dan kry minus 1 kwadraat plus 2 maal 1 plus 3, en dit gaan vir ons 4 gee. So dit het 'n maksimale lengte van 4 eenhede. En dit is die vraag. In vraag 6.4 gee hulle vir ons 'n nuwe grafiek k van x wat gelyk is aan f van x plus m. So elke x-waarde in f is vervang met x plus m. Ons moet nou 'n waarde bepaal van m sodat g 'n raaklyn is aan k. So wat ons gaan doen is ons gaan die afgeleide kry van k van x, want onthou die afgeleide by 'n spesifieke punt moet gelyk wees aan die raaklyn, die gradiënt van die raaklyn.
deur daardie spesifieke punt. Okay, so hier het ek net 'n tekening gemaak van hoe K moontlik kan lyk. Uiteraard kan dit baie anders ook lyk, maar dit moet 'n raak, dit moet wees sodat G 'n raak lyn is. So, ons gaan dan K aksent uitwerk. En dit gaan dan wees minus 2x minus 2m plus 4 en die res gaan net 0 wees. En ons weet dit moet gelyk wees aan 2, want ons weet dat G se gradiënt alreeds 2 is, wat ons nou al in 'n ander vorige vraag uitgewerk het. So ons gaan dit gelykstel aan 2. En nou gaan ons vir x oplos. Okay, so ons gaan kry minus 2x minus 2m is gelyk aan minus 2. Ons kan oral deel deur minus 2, so dan's x plus m gelyk aan 1. En dan gaan ons kry dat x gelyk is aan 1 minus m. Okay. Nou gaan ons net alles invervang wat ons alreeds het. So dit gaan dan gee minus 1 minus m gekwadreer minus 2m maal 1 minus m hakkie 1 minus m kwadraat plus 4 hakkie 1 minus m. So elke x waarde vervang ons nou net met 1 minus m. En dit is dan gelyk aan 2 1 minus m plus 2. Okay. En nou moet ons oplos vir m. So dan kry ons 2m plus 8 is 0. En nou gaan ons net vir m oplos as minus 2. En dit is hoe ons hierdie vraag gaan beantwoord. Onthou om te subscribe en lekker dag verder.